Goeiemôre geliefdes, baie welkom by vanoggend se boodskap. My naam is Quintus Skols, leraar van NG Oudtshoorn Park hier in Oudtshoorn. Dit is vir my baie lekker om saam met julle te wees. Hartlik welkom aan al die Heartbeat FM luisteraars en kykers op die radio en TV, sowel as die YouTube kanaal van Park. Dit is vir my lekker om vanoggend weer die boodskap te kan bring. Dis 'n voorreg, dis 'n vreugde, maar 'n groot verantwoordelikheid. En daarom kom ek vanoggend en bely my afhanklikheid van die Here en ek verklaar dat ek glo in die opgestane Jesus. Hy is my verlosser en saligmaker. Vriende, ons praat vanoggend oor as U wil, kan U my rein maak. Ons is nou na Paasnaweek en ons kyk steeds na dit wat Jesus kom doen het vir ons. Hy het kom sterf aan die kruis, hy het opgestaan en hy leef. En daarom gaan ons 'n oomblik stil staan vanoggend so net na die bergrede waar die melaatse man by Jesus gekom het. En mag jy ook vanoggend net soos hierdie melaatse man net durf om nader en nader aan Jesus te beweeg, nader aan hom te kom vanoggend. Maar voordat ons gaan saam lees uit die woord uit, kom ons bid nou saam en vra dat die Here sal spreek, net daar waar jy is. Jy ry dalk in jou voertuig hier in die Garden Route, of jy is in 'n hospitaal, of jy sit langs jou radio en luister in 'n aftreeoord, net waar jy is. Kom ons buig die hoofde en vra, Here, spreek U. Gebruik vanoggend hierdie dominee. Kom ons kyk nie vas in die dominee nie, maar kom ons hoor wat die Gees wil sê en hoe die Gees ook die prediker en die naprediker gaan wees. Kom ons bid saam. Here, dankie. Dankie dat ons U kan aanroep as die almagtige God en Hemelvader. U is teenwoordig in ons lewens. Ons prys U naam en ons gee aan U al die lof en eer wat U toekom. Here, dankie dat ons nou kan weet, U los ons nooit alleen nie. U is met ons al die dae tot die volëinding van die wêreld. Ons kom vanoggend en kniel voor U en ons vra, Here, raak ons aan in ons omstandighede, in ons situasies waarin ons onsself bevind in 2026. Here, U ken ons lewens, U weet hoe gaan dit met ons. As ons siek is, daar's ook siekes wat inluister en kyk, daar's die wat in huwelike staan waar hulle hulp nodig het, daar's mense wat bekommerd is en vrese het oor hulle kinders en kleinkinders, en daar's al mense wat werkloos is, wat bid vir werk, daar's mense wat bekommerd is oor hulle finansies, die boerderygemeenskap. Ja, Here, ons kom so vanoggend en ons kom sit alles by U voetbank neer. En ons vra net, Here, spreek U. U kinders luister en Vader, ons wil nader en nader aan U beweeg, nader my God by U. As ons dit vanoggend bid, Here, spreek U nou, U kinders luister in Jesus naam. Amen. Geliefdes, ek lees uit Matteus hoofstuk 8, net 4 verse vanoggend, 4 belangrike verse, vanaf vers 1 tot 4. Dit gaan oor die genesing van die melaatse, en ons gaan die tema aanspreek, as U wil, kan U my rein maak. As U wil, kan U my rein maak. Matteus 8 vers 1 tot 4. Lees saam met my. Jesus het afgekom van die berg af en 'n groot menigte mense het saam met hom gegaan. 'n melaatse man kom kniel toe voor hom en sê, Here, as U wil, kan U my gesond maak of reinig. Toe steek Jesus sy hand uit, raak hom aan en sê, ek wil, word gesond, en sy melaatsheid was onmiddellik weg. Jesus sê toe vir hom, jy moet dit vir niemand vertel nie, maar gaan wys jou vir die priester en bring die offer wat Moses voorgeskryf het. Dit sal vir die mense die bewys wees dat jy rein geword het. Tot sover die skriflesing, die woord van die Here vanoggend. Gemeente, geliefdes, net daar waar jy inskakel, daar waar jy sit, broer en suster in Christus. Matteus 8 begin met hierdie dramatiese oomblik, want Jesus kom van die berg af. Mense nou dink, hy ontmoet nou ewe skielik dalk 'n koning, want hy kom nou net uit die bergrede prediking uit. Dalk 'n invloedryke persoon, dalk 'n fariseer, dalk iemand van belang. Maar nee, hy ontmoet 'n melaatse,
iemand wat afgesonder was, iemand wat onrein is, iemand wat deur die samelewing verstoot word, en tog kom hierdie ou nader om Jesus te kom ontmoet. En dis die eerste punt waarby ek wil stilstaan vanoggend, 'n geloof wat dit durf om nader te kom. Here, as U wil, kan U my rein maak, kan U my gesond maak. Nou vriende, kom ons praat net so vinnig oor melaatses in antieke kultuurgeskiedenis. Nou, die feit dat hierdie ou nader kom na Jesus toe is klaar eintlik bietjie onnatuurlik vir hoe melaatses moes en sou opgetree het in Bybelse tyd. Levitikus 13 en 14 kom leer vir ons, hulle moes wegbly op 'n afstand. Hierdie mense wat melaatsheid gehad het, moes uitgeroep het, onrein, onrein, ek is onrein, moenie naby kom nie. En dan het die mense draaie om hulle geloop. Hulle sou aan die buitekant van 'n dorp ook gebly het. Hulle sou uit 'n dorp uitgebly het, nie saam met die mense gebly het nie. Hulle was letterlik sosiaal afgesny. Hulle was verstote. Hulle was nie deel van 'n gemeenskap gewees nie. Hulle moes wegbly. En die mense het almal geweet, hierdie mense is melaats. Nou, melaatsheid wat ons dalk ken as 'n gevreesde velsiekte, Hansen se siekte dalk heel moontlik, maar die melaatsheid van die tyd, wat die mense dalk ook misverstaan het, maar laat hulle hierdie mense absoluut as onrein beskou het, en dit is aansteeklik en hulle moet wegbly. En dan sien ons hierdie man wat nader kom, en dit is teen die beginsel van die tyd. Hy durf dit om nader aan Jesus te kom, die Seun van die lewende God. En dan hierdie insig, en ek gaan kyk 'n bietjie na die Griekse vertaling, die frase, as U wil, en die woord daarvoor is theles, ian theles, en dit dui op 'n dis nie 'n twyfel wat hy gehad het oor Jesus se krag nie, maar 'n onderwerping aan Jesus se wil. Vriende, as U wil, is dit nie wat ons moet bid nie? Here, wat is U wil vir my lewe? Here, wat is U plan vir my lewe? Ek twyfel nie dat U wil die beste wil is nie. Ek twyfel ook nie dat God dit nie kan doen nie, maar ons moet kom vra, Here, wat is U wil? As U wil, doen dit. Vader, ek is absoluut afhanklik. Ek twyfel nie oor U krag nie. Ek onderwerp my aan U wil. En dis wat ek vanoggend op jou hart wil kom druk. Ek twyfel nie dat God kan nie, maar ek vertrou dat God die beste plan vir my lewe het. Kan jy dit saam met my sê vanoggend? Dalk kom ware geloof vanoggend en vra nie, kan God dit vir my doen nie, maar sal ek God vertrou, selfs al verstaan ek nie alles in die lewe nie, sal ek God vertrou? En dis die vraag wat ek so bietjie in jou binneste wil kom los vanoggend. Die bekende Augustinus het die volgende gesê, faith is to believe what you do not see. The reward of this faith is to see what you believe. The reward of this faith is to see what you believe. Die bekende professor N.T. Wright sê, this man's request is not a question of power, but of purpose. Ons twyfel nie of God krag het nie, maar wil God? Wat is God se wil vir my lewe in 2026? Ons leef in 'n tyd waar mense sê, ek glo in God. Maar baie keer sê mense baie maklik, hulle glo in God as dit goed gaan, en as dinge uitwerk vir hulle. Maar wat as dit nie so goed gaan in jou lewe nie? Wat as jy in 'n onsekere, onstuimige tyd is, en die golwe is hoog in jou lewe, die branders kom in jou lewe? Gaan jy nog steeds sê, Here, ek kom nader, en selfs in my onsekerheid weet ek, U is in beheer, en ek vra U wil in my lewe. Here, U weet die beste vir my, en ek berus my by God se wil. Met ander woorde, ek weet U kan,
Maar Here, ek onderwerp my aan U wil, daai theles, Ian theles. U wil, Here, ek onderwerp my. 'n tweede gedagte wat ek in hierdie 4 verse raak lees, is dit in vers 3. Nou, die melaatse in vers 2 het gekom, hy het gekniel voor die Here, en hy sê, Here, as U wil, kan U my gesond maak, kan U my reinig, so hy kom nader. Dis die eerste punt wat ons vanoggend moet hoor, geliefdes, is hierdie ou kom nader, ten spyte daarvan dat hy nie mag nie, nader hy tot God. En ek dink ek en jy moet iets hoor daarvan. Ons moet na God nader en kom kniel voor hom en sê, Here, hier's ek, sien my hart raak, ek is bereid, ek is afhanklik, ek kom bely my sonde, ek is nederig afhanklik, Here, U wil, nie my wil nie, U wil is die beste wil, ek kom kniel voor U. Dan in vers 3, toe steek Jesus sy hand uit en raak hom aan en sê, ek wil word gesond, en sy melaatsheid was onmiddellik weg. Daai wonderlike Jesus steek sy hand uit en hy raak hom aan. Nou die feit as Jesus sy hand aangeraak het, beteken dat Jesus dan nou ook onrein sou wees volgens die Levitikus wette. Want jy mag nie gevat het aan 'n ou wat melaatsheid het nie, want dan is jy ook onrein, en dan is dit 'n geweldige proses om deur reinigingswette te gaan, en 'n priester wat jou moet rein verklaar, en jy kan nie deel aan die tempel, en alles wat by die tempel gebeur, as jy nie deur 'n priester rein verklaar is nie. So volgens wet sou Jesus dan onrein gewees het. So iets radikaal gebeur as God my aanraak, as Jesus hom aanraak. Die reinheid van Jesus oorwin die onreinheid van die mens. Is dit nie wat in Paasfees gebeur het nie? Ons kom nou uit 'n Paasnaweek uit. Jesus, wat nie sonde gedoen het nie, het vir my en jou gaan sterf as sondaars. En hy het al die sonde wat straf, wat vir ons bedoel was, op hom geneem. En al die sonde het hy mee afgereken. Die straf wat vir ons bedoel was, het hy op hom geneem. Hy is deurboor, sy liggaam is gebreek en sy bloed het gevloei tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Ek gaan kyk so 'n bietjie na die woord waar Jesus aan hom raak. En dit is die Griekse woord haptomai. Haptomai. En dit beteken, dis nie net 'n ligtelike aanraking in die Grieks nie, maar dis 'n doelbewuste, persoonlike aanraking wat Jesus kom gee vir hierdie man, wat hy vir my en jou kom gee aan 'n kruishout. Dis 'n doelbewuste, persoonlike aanraking. Dis die hart van die evangelie. Jesus was nie besmet met sonde nie, maar ek en jy is. En ons word vrygekoop deur die bloed van Jesus. En hierdie reiniging simbolies moet ons ook sien vanoggend, beteken hy kom in sy heiligheid en hy reinig ons van hierdie vuilheid. Hy kom maak ons skoon, hy kom was ons skoon vanoggend. Hy neem ons plek in aan 'n kruishout. Hy kom raak ons aan haptomai, 'n doelbewuste persoonlike aanraking. Hy het sy hand uitgesteek en hy raak jou aan in jou omstandighede. So wat hoor ek? Eerstens, ek kom na God toe vandag, ek sê, Here, hier's ek gee myself oor, ek breek oop voor U, en Jesus kom raak my aan. Dis wat ek hoor. Dan kan ek nooit weer dieselfde hiervan af weg beweeg nie. Ons moet dit hoor vanoggend. Martin Luther, die bekende, sê, Christ takes our sin upon himself and gives us his righteousness. Karl Barth sê, in Jesus Christ, God has come to the very place where humanity is most broken. Daar
daar waar ek en jy gebroke is, waar ons seer het, waar ons sonde gedoen het, waar ons dalk heling en genesing en vergifnis nodig het, daar waar die lewe ons dalk gerol het, daar waar ons dalk op 'n slegte plek in ons lewens is, kom God en hy raak jou aan vanoggend en hy bring heling, genesing in jou lewe. Gaan jy hom toelaat? Gaan jy toelaat dat God jou kom aanraak? Ek dink ons samelewing in 2026 is vol melaatse mense, as ek dit in aanhalingstekens kan sit. Mense wat sosiaal uitgesluit is. Mense wat skuldig voel, mense wat nie inpas nie. Mense wat randfigure is, gemarginaliseerdes is, wat uitgeskei word deur 'n groepering. Mense wat seer het, mense wat met haat rondloop, mense wat met onvergifnis leef, mense wat siek word omdat hulle ander haat. Vriende, het is tyd dat ons kom oopbreek voor die Here, dat jy nader kom aan God, nader my God by U, nog nader by. Ek wil nader aan U beweeg, want ek wil hê U moet my aanraak, want ek wil anders gaan leef. Ek kan nie op my eie nie, ek kan myself nie genees nie, ek het Jesus nodig. Ek het hom nodig om my aan te raak, dat ek hierdie vergifnis my eie kan maak, want ek wil ook ander vergewe. Ek wil dit gaan toepas, ek wil ook genade gaan uitdeel. Die vraag is, raak ons soos Jesus? As daar mense oor ons pad kom, raak ons hulle aan met liefde en genade en empatie en deernis, of hou ons afstand van die melaatses in 2026? Is ek en jy besig om iemand melaats te hanteer, waar ons iemand met liefde moes hanteer? Of is jy dalk die melaatse? Hanteer mense jou liefdeloos? Dan is jy op die regte plek vanoggend. Want God kom sê, kom net nader aan my. Ek wil jou aanraak. Ek wil heling en genesing bring. Ek wil verhoudings herstel. Ek wil by daai plek uitkom waar jy in absolute vrede en vreugde kan leef in my teenwoordigheid. Want ek is God. Dis juist wat Paasfees vir ons kom sê het. Jesus het kom sterf, hy het kom herstel, hy het kom nuut maak, kom nuut skep, en ek en jy kan voluit gaan leef. Hy raak ons aan. En dan die tweede gedeelte van daai vers, en dis my laaste punt op punt 3 vanoggend. Jesus wil ons heeltemal rein maak. Hy sê ek wil, en ek gaan kyk so 'n bietjie na die Griekse woord, ek wil, thelo, wat beteken, dis 'n doelbewuste, vaste wil, dis nie net 'n emosie nie, dis 'n besluit van God af. Thelo, ek wil, sê Jesus. Jesus kies om jou te genees. Hy kies om aan die kruishout vir jou en vir my te sterf. Daar's niks wat ek en jy kan doen rondom dit nie. Dis nie selfwerk wat ek en jy kan doen nie, ons verdien dit nie. Dit is wat 'n mens noem genade, onbeskryflik groot. En dan die woord verrein in die Grieks, wat beteken ek word gereinig. Dis iets wat met my gebeur. Dis nie iets wat ek self kan doen nie. Ek kan nie myself reinig nie. Dis iets wat Jesus kom doen. En hy kom reinig my van alle ongeregtigheid. En daarom kan ek vashou daaraan. As Jesus sê ek wil, hy wil saam met jou 'n pad stap die lewe in. Hy wil vir jou die lewe gee en dit in oorvloed. Maar vat jy dit vanoggend? Kom vanoggend en breek oop, maar vat ook sy genade en vertrou hom vir die toekoms. Hy sal sorg. Hy sal jou nie alleen los nie. Ek dink aan die bekende aanhaling van J.C. Ryle wat gesê het, Christ is more willing to save than sinners are to be saved. Christ is more willing to save than sinners are to be saved.
Ek dink baie keer in ons gedagtes, voel ons, maar ek moet eers regkom, voordat God my sal aanvaar. Ek moet eers ophou met hierdie of daai sonde, of dit of dat, dan is ek aanvaarbaar vir God, dan kan ek na God toe gaan. Vriende, kom net soos jy is. Kom met jou vuilheid, kom met jou bekommernisse, vrese, siekte, kom met alles na God toe en kom gee dit net vir hom en sê, Here, as U wil, Here, wil U my nie aanraak nie. Here, as U wil U nie vir my wysheid gee nie, wil U nie vir my die pad wys nie, wil U nie laat U wil met my geskied nie, Here, want U wil is die beste wil. Here, ek vertrou U vir die toekoms, al is dit so vir my onheilspellend en al verstaan ek nie hoe die toekoms gaan lyk nie, hou ek vas aan God, dan weet ek is veilig. Ek is veilig in U handpalm, en ek weet, Here, U sal vir my sorg. U sal my nooit los nie. En dan sê Jesus vir hom die wonderlike, word gesond, en onmiddellik is die man gesond in vers 3, en dan in vers 4 hoor ons dat Jesus juist vir hom sê, gaan wys jou vir die priester, en bring jou offer, want jy moes, volgens Levitikus 13:14, moes 'n priester jou eers rein verklaar het, en nou gaan die priester sien, maar hy is rein, hy is ten volle genees, hierdie ou het nie meer melaatsheid nie, dit sal 'n bewys vir die mense wees, dit sal 'n getuienis wees teen hulle, sê Jesus eintlik, dat jy genees is. Wat is jou getuienis? Vriende, ons getuienisse loop ons baie keer vooruit. Wie jy is, wat jy sê, wat jy doen. En ek wil vanoggend dit op jou hart kom druk. Wat is jou getuienisse wat die mense daar buite sien van jou? Verklaar die mense, daai is 'n man van God wat daar loop. Daai is 'n man van God wat daar praat. Of 'n vrou van God wat daar praat. Of 'n vrou van God wat daar loop. Ek wil dit op jou hart kom druk vanoggend. As jy vir die wêreld gaan wys, Jesus het jou aangeraak met die wêreld dit kan sien. Hulle moet dit kan hoor. Hulle moet dit met hulle oë kan sien, jy is verander. Want Jesus het my aangeraak. Ek is nie meer die ou mens nie. Ek het nou 'n sagtheid, ek het empatie, ek het deernis, ek het simpatie, ek het liefde wat ek uitstraal, want ek is aangeraak deur Jesus. En omdat Jesus my aanraak, verander hy my lewe. Ek vergewe mense. Ek spreek vry. En ek weet sy genade is vir my genoeg. Ek vat saam wat ek vanoggend op jou hart kom druk. Eerste punt was dit. Kom vanoggend nader aan God met jou lewe en kom breek alles voor hom oop. Kom sit by die voetbank van Jesus met jou lewe en pak alles uit en sê, Here, hier is alles. Ek kom gee dit vir U. En dan laat toe dat God jou aanraak. Sy kruis en die opstanding uit die doodheid kom raak ons aan vir altyd. En ek en jy stap anders weg as wat ons gestap het na die kruis toe. Dis die tweede punt, laat God jou aanraak. En dan in die derde punt, hy wil. Hy wil. Hy wil jou rein maak, hy wil jou skoon was, hy wil vir jou die nuwe begin gee, sodat jou getuienis anders kan wees. En mag ek en jy vanoggend wegstap en sê, dankie Jesus, dankie dat ek kan getuig, U goedheid en U guns volg my oral. Maak nie saak hoe dit gaan nie, op berge en in dale, ja, oral is my God. En daarom gaan ek vashou, of het goed gaan of sleg gaan met my, ek gaan vashou aan God, want God weet die beste. Ek vertrou God vir die toekoms. En ek kom druk het op jou hart vanoggend, boetie en sissie. Kom ons vertrou die Here in Jesus naam. Amen. Here, dankie dat ons vanoggend net kon oopbreek voor U met die verhaal van die melaatse, net nadat U van die bergrede af, die bergpredikasie afkom, loop U hierdie melaatse man raak, wat U nader. En Here, dat U juist dan daai melaatse man aanraak, dat U wil was om hom nuut te maak, en hom skoon te was, en dat sy getuienis daarna vir altyd anders was.
Here, dis my gebed vanoggend, laat ons getuienis sal getuig dat ons glo in die opgestane Jesus. Dat ons getuienis iets sal wees daarvan, dat ons liefde wys vir mense, vergifnis uitdeel, empatie, deernis, en laat mense sal hoor, ons is lief vir U. Ons stap saam met U die pad, en ons sal U, Here, verkondig orals waar ons gaan. Dankie vir die evangelie van waarheid. Dankie dat ons kan vasstaan in die opgestane Jesus. Here, ek loof en prys U en gee aan U al die eer wat U toekom. En Here, mag U goddelike doel ook bereik word met hierdie prediking vanoggend. En net daar waar die geliefdes sit en luister en kyk, mag hulle nou bewus wees van U teenwoordigheid en van U aanraking ook in hulle lewens. Ek bid nou, Here, U genade in Jesus naam. Amen. Geliefdes, baie dankie dat julle vanoggend ingeskakel het. Goedheid en guns vir julle en dan sien ons mekaar DV weer volgende week.